hier die magneetveld wat ons skep. Okay? En dit het te doen met die angle, met die hoek. Okay, want as jy die spoel of die draadjie so sit en of jy hom so sit teenoor die permanente magnete nou, so, gaan die interaksie tussen die magneetvelde verskillend wees. Dis waarmee ons nou besig is. Dis wat ons laasweek gedoen het. Kyk hoe groot is hierdie magnetiese vloed wat ons skep. En nou gaan ons daai gebruik om te kyk hoe groot is die volts wat ons dan genereer. Okay. So Faraday se wet van elektromagnetiese induksie. Wat beteken die woord induksie nou weer? Geforseer, gemaak. Okay? Elektromagneties, elektrisiteit, magnetisme wat impak op mekaar het. Faraday se wet van elektromagnetiese induksie. Wat sê die wet daar? Die grootte van die geïndiseerde EMK. Geïndiseer, gemaak, wat ons nou genereer. Waarvoor staan EMK nou weer? Elektromotoriese krag. In jou kop moet jy dink, aka, vir EMK, volts. So vir EMK moet jy dink volts. So die grootte van die geïndiseerde volts, die gemaakte volts, in 'n stroombaan, is direk evenredig aan die tempo. Okay, ek wil net daarop. As jy die woord tempo hoor, van nou af tot die dag wat jy doodgaan, waar moet jy dink? Aan die? Sorry? Wat jy gesê? Nee, maar ek is bly jy dink aan musiek, maar nee. Halfpad daar, heeltemal daar, wat het jy gesê? Per sekonde. Tempo moet jy dink aan gedeel deur tyd. Enigiets, jy kry die tempo waarteen jou kop werk. Dan gaan dit oor hoe vinnig jou synapses gaan. Die tempo waarteen mense kinders het. Hoeveel kinders per 'n sekere tydperk. Die tempo waarteen musiek speel is hoeveel beats per sekonde. Okay. So tempo beteken gedeel deur tyd. So wat sê hulle? Die volts is direk evenredig aan die tempo van wat? Van die verandering van die magnetiese vloed. Verandering beteken nou weer wat? Wat minus wat? Final minus initial. So die verandering in die magnetiese vloed. So die verandering in die magnetiese vloed. Okay. So, ek weet die formule staan daar langs, maar kom ons gaan maak net gou die formule vir ons klaar. Hulle sê die grootte van die geïndiseerde EMK, volts. So, daar's 'n simbool vir EMK. Sy simbool is so 'n E wat so lyk. So 'n weird looking E, want die ander E is energie. So weird looking E is EMK. Sê hulle vir jou is direk evenredig aan wat? Die tempo van die verandering in die magnetiese vloed. Onthou, 'n formule moet jou help om 'n definisie te leer. Okay, so juffrou, maar ons formule lyk nou 'n bietjie anders. Onthou, as jy 'n direk evenredig teken wil vervang, menende jy wil nou actually somme begin doen. Jy wil hom 'n is gelyk aan teken maak, moet daar 'n konstante wees. Okay, en in hierdie geval is die konstante daai hoofletter N. En daai hoofletter N het te doen met die aantal windings, hoeveel draaie daar is. Want ons het gesê, hoe meer draaie daar is, hoe groter gaan die EMK wees. So, hy is die ding wat ons hier konstant hou. Okay, so kom ons kyk gou daar na die simbole. So, E staan vir geïndiseerde EMK in volts, N staan vir die aantal windings of draaie of spoele. Daai delta tekentjie staan vir die verandering in die magnetiese vloed. Hy word in Weber gemeet. Wat is sy naam nou weer? Ag nee, dit is nie hy wat ek wil hê nie. Ek wil geweet het wat is hierdie ding se naam. Dit is 'n magnetiese veld en hy word in Tesla gemeet. Sorry, Tesla gemeet. Okay, en dan het ons die verandering in tyd. Hoe vinnig jy hom draai. Okay. Waarmee is ons hier besig? Ons is hier besig met 'n generatortjie. Okay. Waar jy iets gaan draai. So jy het twee magnete, so jy het 'n permanente magneetveld, en dan het jy nou 'n draadjie, wat jy gaan draai, teenoor daai twee magneetvelde. Nou, ons het gesê, waar was ons gewees?
ons het hierso gesê, toe ons hierdie magneet in en uit geskuif het. Dus hoe vinniger jy dit gaan beweeg, hoe groter gaan die wals wees wat jy skep. Stadiger jy dit beweeg, stadiger of hoe kleiner gaan die wals wees wat jy skep. Okay? So, as ons kyk na hierdie formule, waarmee ons nou besig is, kan jy sommer alles sien van hoe jy die wals gaan groter maak. Hoe jy 'n groter stroom daar volgens kan genereer. As jy meer windings het, meer spoel het, gaan jy 'n groter wals maak. As jy 'n groter verandering in magneetveld het, groter magnete, groter oppervlakte van die draadjie, vinniger die hoekie verander, daar is alles hy, dan gaan jy groter wals skep, en as jy hom vinniger draai, dan gaan jy 'n groter wals skep, né? Want as die tyd groter is, stadiger draai, dan gaan jy 'n kleiner wals kry. As jy vinniger draai, 'n kleiner tyd het, dan gaan jy 'n groter stroom hê. Is julle met my? Ja? Okay. Goed, so ek sê daar vir jou, onthou die negatief voor die en vergoed vir die feit dat die EMK wat geproduseer word, verandering in vloedteenwerk, menende, jy kry ons nou 'n wisselstroom, so gaan heen en weer en heen en weer en heen en weer, so die negatief gaan in sekere gevalle net die minus uitkanselleer. Die EMK kan slegs geïndiseer word as daar 'n verandering in die vloed is, in die spoel is. So beteken as jy hom beweeg, dan skep jy 'n stroom. Maar as jy net 'n magneet het met 'n solenoïd en jy hou hom net daar, dan gaan nog geen wals wees nie. Dit is net wanneer jy hulle beweeg waar daar wals is. Okay? Die vloed deur die spoel kan vergroot of verminder word deur die volgende: die sterkte van die magneet, die area van die spoel en die hoek tussen die magneetveld en die spoel. En daai het te doen met hierdie formule wat hierdie formule. Ai, bietjie. Wat ons laasweek gedoen het, dit is BA cos van theta. Onthou jy hom? So jy kan net, hulle sê vir jou daar, jy kan die vloed vergroot, as jy wat doen, die magneetveld vergroot, die area vergroot of die hoek tussen die spoel en die magneetveld verander. Okay, kom ons kyk hoe gaan hierdie werk. Ek sê vir jou, 'n draaspoel wat uit 100 draaie bestaan word in 'n magneetveld geplaas terwyl die magnetiese vloed verander word van 0 na 0,8 Weber in 0,2 sekondes. Bereken die geïndiseerde EMK in die spoel. Kom ons begin met 'n infotabel. Maak die lewe makliker. Wie moet langs jou sit, Ismea? Lenay. Wat sê Lenay? Albei is baie klein. Wat is anders Lenay? Dankie, kyk jy die hele tyd. Okay, blonde Lenay. Okay, waar is hy? Was hy by skool vandag? Okay. Alright, so kom ons kyk. Hulle sê vir jou N is 100. Daar's 100 draaie. Hulle sê vir jou die magnetiese vloed verander van 0 tot 0,8. Is magnetiese vloed B of daai wee tekentjie? Die wee tekentjie. B is die magnetiese veld. Okay, so ek vra dit nou spesifiek want kinders raak teen mekaar. So die magnetiese vloed, sien die teken? En hy is initially 0 en dan final is hy 0,8. So hulle sê vir jou hy verander van 0 na 0,8. En hulle sê vir jou die tyd is 0,02 sekondes. Dan vra hulle vir jou, bereken die geïndiseerde EMK. Okay, so watter formule gaan ek gebruik? Die een wat ons obviously nou net van geleer het. E is minus en verandering in hom en die verandering in tyd. Ek gaan begin met my taal vandag, ek weet nog nie. Ethan, ons begin sommer by jou vandag. Is jy wakker? Is jy met ons? Okay.
Sê maar as jy reg is. Okay, minus 4000. Nou hierdie minus 4000, die minus deel. Sê weer? Het jy 0,02 of 0,2 ingesit? Vir jou tyd. En jou 0,8? Dis 0,8. Ja, okay. Right. So, ons het gesê, ons maak hierso 'n wisselstroom, wat in die positiewe rigting en die negatiewe rigting gaan. So, hier as jy in jou antwoord 'n minus kry, gaan jy nie jouself daarin baie steur nie, want ons werk nou nog nie met die rigtings nie. Dis volgende jaar, eintlik. Okay, so al wat jy gaan sê is, dit wil sê 4000 volts. Iemand 'n vraag? Okay, kom ons kyk gaan na die volgende som. Dit sê daar, in 'n fisiese eksperiment word 'n solenoïed met 150 draai en 'n area van 12.2 kubieke sentimeter in 'n tydperk van soveel sekondes gedraai. Die solenoïed begin in 'n posisie waar dit loodreg met die magnetiese veld is, na een waar dit parallel met die magnetiese veld is. Gaan kyk hierso. Die grootte van 'n magnetiese veld is in die permanente magneet is soveel Tesla. Wat is die grootte van die geïnduseerde EMK wat opgewek word? Okay, so hierdie vraag is nou net 'n klein bietjie groter. So, jy gaan nou, ek gaan jy net vir julle hiernatoe vat. Ek moet gou vinnig 'n oproep maak. Delta T. Okay, ons wil die geïnduseerde EMK hê, maar ons het nog nie die verandering in die magnetiese vloed nie. Ons het die tyd, ons het die aantal draai, maar ons het nie daai nie. So jy gaan eers daai moet gaan uitwerk, waar jy gaan sê, goed, die verandering in die magnetiese vloed is die final minus initial, so dis BA cos van theta final minus BA cos van theta initial. Is julle met my? So jy gaan eers hierdie som moet kan doen, en dan gaan jy hom daar gaan insit. Ok, ek gaan gou vinnig 'n oproep maak. Doen asseblief hom, en dan as jy klaar is, doen jy vir my nommer 3 ook, in jou notas. Ek sien die areas in kubieke sentimeter. Nou, dit is myself in my kop dink.
Okay, gaan om tyd te spaar, gaan ek dit begin so gewoonlik as jy gaan van sentimeter na meter, dan gaan jy mos nou sê maal 10 to die mag minus 2. Nee? Ja? 100 centimeter in 1 meter, maal gedeel deur 100. So maar nou het 'n sentimeter kwadraat moet na meter kwadraat gaan. So waarmee gaan jy nou maal? Maal 10 to die mag minus 4. So gaan we daar aan toe gaan. Maal, wat is hier nou 12.2? 12.2. 4. Wat plek. Alright, nou, ek weet nie, dalk is daar 'n party van julle wat vashak met die hoekies. Wat is hierdie theta nou weer? Dis die hoekie tussen die magneetveld en die normaal. Nee? So, daar is my spoel, daar het ek vir jou met stippellyne wys ek vir jou die normaal. Okay, so daai stippellyne is die normaal. Hierso is die spoel. Okay, so moet nie daar kyk, daai normaal is nie reg nie. Krap om dit. Daai stippellyne is die normaal. Want hy's loodreg met die spoel. So, tussen die permanente magneetveld en die normaal, wat is die hoekie? 0 grade, dit is in dieselfde rigting. So, aan die begin, initially, aan die begin hierso, is die hoekie 0 grade. Julle met my? So, tussen die permanente magneetveld van noord na suid, en hierso is die spoel, maar ons moet kyk na die normaal op die spoel. Daar is die normaal. Hierso is die permanente magneetveld. So die hoekie tussen hulle is 0 grade. Hierdie is die eerste ding wat plaasgevind het. So initially is die hoekie 0 grade. En hierso is die spoel nou so gedraai. Die normaal is 90 grade daar op hom. So daar is die normaal. En hierso is die magneetveld. So die hoekie tussen hulle is 90 grade. So finally is dit 90 grade. Okay, wat het ek hier gedoen? Ek het die B en die A, oepsie. Ekskuus. Ek het die B en die A uitgehaal as konstantes, want hulle het nie verander nie. Die area het nie verander nie en die permanente magneetveld het nie verander nie. Okay, so ek het hulle uitgehaal en ek het net die hoekies van mekaar af geminus. Is julle met my? Soort van. Julle was al in julle lewe. Ja, omdat hulle nie verander het nie. Ek kry minus 8,174. Kry julle op dit? 10 to die mag minus 8. Minus 8, ja? Nee, kry julle nie dit nie? Hæ? Ja? So, as hy so lê, dan is dit 90 grade. Ja, ja. Tussen die normaal en die magneetveld. Nee? Okay. En die normaal gaan altyd so wees. Loodreg met die spoel. Op die spoel, ja. Okay. Goed, so ons het hierso, het ek die aantal draaie, wat het hulle gesê, 150 draaie, minus 150, die verandering, het ons nou net gaan uitwerk, is minus 8,174, maal 10 to die mag minus 8, en hulle sê vir jou, jy draai hom in 3.2, 3,2 maal 10 to die mag minus 2 sekondes. Ja. Juffrou, ek kan nie die vorige soms al. Kyk, kom ons kyk gou.
spakrekenaar. Dit het hom gereeld my in. Okay, as jy klaar is, dan kan jy aangaan na die volgende som toe, as jy wil hom probeer. Heb jy hom gekry, Erik? Sê nou, Erik. Nee, kom antwoord jy. Noem ek jy altyd, Erik? Nee, Rou. Sorry. As jy klaar is, dan kan na die volgende ene is by die input. Dit is precies de kom. Okay, jy kan aangaan as jy wil lees die res van die klas. Ek doen hom saam met jou sê, 'n sekere sirkelvormige draaspoel met 'n radius van 0,3 meter en bevat 20 draaie. Meter radius. In posisie 1 is die magneetveld sterkte as gevolg van die magneet 0,3 millitesla. Wanneer die magneet uitgetrek word, verander die veld na minus 0,2, nou verstaan jy die minus, want dit is in 'n ander rigting, minus 0,2 millitesla in 1,5 sekondes. Bereken die gemiddelde geïndiseerde EMK in die spoel in hierdie tydperk. Ok, goed, so nou verander ons die grootte van die magneetveld. Hoekom? Want jy vat nou die spoel verder van die magneet en dan nader na die magneet en verder van die magneet en nader. So die magneetveld verander. Wat verander nou nie? Hierso is die rigting. Sy hoekie verander nie, hy draai nie. Nee? So die theta bly dieselfde hierdie keer. Is julle met my? Ok, so, infotabel. Hulle vra vir jou vir die gemiddelde EMK, dit is die vraag. Die aantal draaie is 20. Hulle sê vir jou, die sirkelvormige draaspoel het 'n radius van 0,3 meter. So het nie die oppervlakte nie, vir area nie. So jy moet dit gaan uitwerk, is pi radius kwadraat, which is pi mal 0,3 kwadraat. En hom gaan uitfigure. 20 draaie het ons, dan het ons die magneetveld aan die begin is 0,3 millitesla. Nee, wil hom omskakel, soos gaan sê, maal 10 to die mag, minus 3. En die magnetiese veld aan die einde is minus 0,2 millitesla, so maal 10 to die mag, minus 3. Die tyd is 1,5 sekondes. Okay. Nou kan jy, soos ons nou hierso hierbo gemaak het, of 2 aparte somme doen, of jy kan hierdie besigheid somme binne in hierdie som gaan doen. So dis wat ek nou gaan doen, net om vir jou te wys, jy kan dit doen, maar jy kan dit in aparte somme en aparte stappietjies ook gaan doen. Ja? Gaan ek julle verloor as ek alles in een doen? Ja, ek gaan julle verloor. Okay, dankie vir jou eerlikheid, Neil. So kom ons doen dit apart. Kom ons doen gou die magnetiese vloed aan die begin. Is BA cos van theta aan die begin. So, die magnetiese vloed was 0,3 maal 10 to die mag minus 3, nie vloed nie. Veld maal met die area. Iemand al die area gaan uitwerk. So dis basically 0,2827. So hierdie is, ek gaan hom nog meer afkort, 0,283. Die kos van. Wat is die hoekie? Is dit 90 grade? Seker. Die spoel is hierso, daar is die spoel. Hierso is die permanente magneetveld, want jy druk die magneet, hierso is die spoel nou, die sirkel.
en jy druk die magneet so in, né? So die magneetveld is daar is die spoel. Dit moet die hoekie wees tussen die magneetveld en die normaal op die spoel, nie die spoel nie. Hulle twee is 90 grade met mekaar, maar ons is nie daar nie. So hier is die normaal, is mos loodreg op die spoel. So hierdie ding en hierdie ding, so hoekie tussen hulle is 0 grade. Wat is die kos van 0? Ja. Okay, wat is fout? En ek gaan nou na jou toe kom. Doen slank die volgende een ook asseblief, die vloed vir aan die einde. So, hierso. Ek gaan nou daar sirkel aan die streep. Okay, dis die draadjie daar. Ja, die normaal op die staan. Ons wil weet wat is die hoekie tussen die normaal en die magneet tussen dis dit dalk van die sy. Wat is die hoekie tussen daar normaal en die magneet? Ja. Okay, so nou korrek die magnetiese vloed aan die einde. Dan is dit minus, ek gaan dit so mee so doen. Minus 0.2 maal 10 to die mag minus 3 maal met 0.283 maal met die kos van 0 grade. Die hoekie het hierdie keer nie verander nie. Dit is net die grootte van die magneetveld wat verander het. Nee? Ja, want hy gaan net so in en uit en in en uit. Dit is die hele tyd in dieselfde vlak. So hierso kry jy minus 5.66 maal 10 to die mag minus 5. Juffrou mag ons al klaar begin afrond. Minus 5,6600. Nee, vrou, ek bedoel by die vorige goeders. Ek het by die rigting afgerond, want ek het gesien dit gaan nie so groot invloed hê nie. Maar dis beter om nie af te rond nie. Okay. Goed. Oei, nou gaan ek na my EMK toe. So EMK is minus die aantal windings maal die verandering in die magnetiese vloedkoppeling oor tyd. So ek het nou nie meer plek onder mekaar nie, so ek skryf langs mekaar. Maar net toets of eksamen asseblief skryf onder mekaar. So die aantal windings is 20. Aan die einde is dit minus 5.66 maal 10 to die mag minus 5. Aan die begin is dit 8,49 maal 10 to die mag minus 5. Oor die tyd sê hulle vir jou is 1.5 sekondes. Okay, kom ons kyk of julle verstaan wat die ding is julle nou net uitgewerk het. Wat het ons hier? Ons het 'n staafmagneet, 'n solenoïd en jy beweeg hulle so. Is julle met my? Toe as jy so beweeg, dan skep dit volts. Hoeveel volts het ons geskep? 1,89 of 1,87 dan hoe jy afgerond het. Maar 10 to die mag minus 3 volts. Is dit baie volts? Piep klein is 0,00189 volts. Gaan jy 'n gloeilampie laat brand daarmee? Nee. Okay? So wat hulle van hier af kan doen, ek dink nie hulle sal nou al nie, maar wat hulle kan doen, hulle kan dit uitwerk en sê hulle vir jou, jy doen dit en dan konnekteer jy dit aan 'n gloeilampie wat se arbeid wat hy nodig het, nodig 1.5 volts byvoorbeeld.
gaan die gloeilamp brand? Die antwoord is nee, gaan nie brand nie, want die wals wat gegenereer word is nie genoeg nie. Wat kan jy doen om 'n groter wals te genereer? Gebruik 'n sterker magneet, meer windings in 'n spoel, of beweeg dit vinniger relatief tot mekaar. Is julle met my? Ja. Juffrou, ek wil net weet, so juffrou het mos nou gesê, die normaal is loodreg op die spoel. Ja. Maar by die vorige vraag, lyk die spoel dan, dus die vorige van die spoel. Hierso. Ja. Die spoel is 10-1 ook is 'n sirkel wat so gaan. Soos ek probeer nou 3-dimensioneel teken daar. Jy sien net, dis 'n sirkel so. Maar jy sien net daai gedeelte. Maar is die normaal nie dan ook so nie? Ja, daar is die normaal daar. So tussen daar is die spoel, daar is die normaal. Is jy met my? So as jy hom dan so insit, dan gaan dit 90 grade. Nee, 0 grade. Daar is die normaal, daar is die magneetveld, 0 grade. As jy hom so insit. Ja, word die, soos nie ingesit, so reg af nie. Maar dan So reg het af. ja, Hy is hier so reg het afgesit. maar hoekom is dit dan nie 90 grade? Want die hoekie waarna ons kyk, is die hoekie tussen die normaal en die magneetveld. Normaal is op hierdie spoel, die normaal daar. Hier is die spoel, daar is die normaal daar. So jy kyk tussen die normaal en die magneetveld. Jy oordink dit. Juffrou, maar dit voel vir my as jy hom so insit, dan moet dit mos nou 90 grade. Dit voel so, maar dit is nie. As jy voel is 90 grade, dan is dit 0 grade. En as jy voel is 0 grade, is dit 90 grade. Ja? Want dis normaal is 90 grade met die spoel. So hier is die spoel, daar is sy 90 grade. Daar. So dan is die normaal daar. Hier is die spoel, daar is sy normaal. So normaal verander die hele tyd. As die spoel daar lê, dan is die normaal daarso. Ek dink die normaal bly altyd. Nee, glad nie. Okay. Nee. Kyk, ons het mekaar gevind. OK. Goed, nou graad 12, ek wil nou 11, ek wil julle boeke nou merk dat ek dit vir julle kan teruggee. Skoon vergeet daarvan. Julle huiswerk gaan wees al hierdie vrae wat hier is. Alle vrae wat ons nog nie gedoen het nie, dit moet julle doen. OK? Ek weet julle het julle boeke nie, ek gaan nou merk en vir julle nou teruggee. Ek het 15 minute. So jy kan so begin op jou notas om in te vul die vrae wat jy nou al kan doen. Die res gaan jy